Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens vanmôre in die wonderlike en lieflike naam van ons Here Jesus. Nou vriende, wanneer ek vanmôre met u gaan praat oor die impak van die oorlog, die huidige oorlog op die mense van hierdie aarde, veral die mense wat naby betrokke is, wat dit ervaar, soos wat ek en jy dit nie ervaar nie, dan besef ons dat die koms van ons Here Jesus voor die deur is. En ek sien al meer leraars preek skielik oor die einde wat besig is om aan te breek, of reeds aangebreek het, soos pastoor John Hagee, wat ook praat oor die einde is hier. John MacArthur wat preek oor 'n klomp bewyse dat die wegraping binnekort moet plaasvind. En so wil ek maar net vanmôre ook vir u sê, die koms van die Here Jesus is voor die deur. Sy kinders verwag dit. Ware godsmanne verwag dit. En ek wil ook sê, ek verwag dat die koms van die Here Jesus baie naby is. Nou die dag vra iemand vir my, of sê iemand vir my, dat die afgelope Pinkstertyd so 'n groot belewenis was. En ek sê vir hierdie persoon, ek wonder of dit nie die laaste Pinkstertyd was wat ons op aarde gevier het voordat die Here Jesus sy bruid kom haal nie. Ek kan nie sê dit is so nie, maar ek weet, baie het 'n wonderlike Pinkstertyd beleef. Het die Here ons voorberei, is hy besig om ons voor te berei. Ek lees vir u 3 gedeeltes, kort gedeeltes, 2 uit die Ou Testament en 1 in die Nuwe Testament. Heel eerstens lees ek vir u Jeremia 6 vers 21 tot 24 en daar skryf Jeremia, hy skryf onder leiding van die Here en die Heilige Gees, daarom so sê die Here, kyk, ek gooi struikelblokke voor hierdie volk, waaroor hulle sal struikel, vaders en seuns tesame, die buurman en sy vriend sal omkom, so sê die Here, kyk, daar kom 'n volk uit die Noordland, en 'n groot nasie word opgewek uit die agterhoeke van die aarde, boog en lans hanteer hulle is wreed en sonder barmhartigheid, hulle stem bruis soos die see, en hulle ry op perde, ons aanvaar dis panservoertuie, gewapend soos 'n man vir die oorlog, teen jou, o dogter van Sion. Ons het die gerug daarvan gehoor, ons hande het slap geword, dis vrees. Benoudheid het ons aangegryp, smart soos van een wat baar. Dan lees ek ook vir die Psalm 27 vers 1 tot 3, waar die psalmdigter Dawid skryf, dis 'n psalm van Dawid, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom, om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja, my vyande, struikel hulle selfs en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op, wat nogtans vertrou ek. En dan lees ek vir u Matteus 24 vers 6 en 7, waar Jesus gepraat het oor die oorloë van die laaste dae. Hy sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Ons lees net tot sover saam met die woord van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef dat dit wat in die wêreld gebeur, nie gebeur sonder dat U daarvan geweet het nie. Die Here Jesus het dit so mooi vir ons voorspel. Daar sal in die laaste dae oorlog en gerugte van oorlog wees. Die een nasie sal teen die ander opstaan. En hulle sal oorlog maak, want hulle sal mekaar haat. Ons het nou net gelees uit die Ou Testament
hoe dat hy ook vir Israel gewaarsku het van vyande wat teen hulle sal optrek om teen hulle oorlog te maak. Ons weet nie presies waar dit inpas nie, maar hy het hulle gewaarsku. En hulle sê, hulle hande het slap geword. Hulle was vreesbevange toe hulle dit gehoor het. En soos daar baie mense vandag, vol vrees, angsbevange oor dit wat in die wêreld gebeur. Een ding weet ons, Jesus is besig om te klop aan die deur. Sy koms is naby. Maak ons wakker, skud ons wakker, praat met ons in Jesus se naam. Amen. But I want to start by just reading you a message that I got early this morning. But this was written to me early this morning. Why at our house church here in southern Iran, brothers asked me to write you to beg the church in the West to pray for Iran. For all of us who are hostages of this Islamic Republic, Ayatollahs and their regime. While $100 equals 7 million toman, that's their money. And the morality police is back to beating us to death for not keeping Islamic rules and laws. We work a month for only $100. Everybody are hungry and mentally unstable at this point. Because of sanctions, there is no medicine for us. For years, we are shouting for help, but no one comes. Islamic Republic is not Iran. Please tell the church in the West, Islamic Republic is not Iran. Last night, everybody here, pray Israel, be safe. We prayed for hours, and we hear none die. And we were happy of this. But dear brother, we were happy about the attack, because this might be the beginning of our nation being invaded by Israel and the U.S. in order to save us. We pray, U.S. and our Jewish brothers, the Israelites that we love, come set us free. Sorry. And let the history know that we Iranians are the only people who want to be invaded by the West to free us from this Islamic devil. Beg the church to pray for innocent people of Iran, because we are under attack by these demons for more than 47 years now. The rate of suicide is the highest it has ever been. If we will be wise enough not to kill ourselves, we may end up just dying in prison for not obeying this Islamic Republic, or for knowing our great Jewish King Jesus. He is our God. Please ask them to pray. Kom ek hou net weer 'n paar interessante teksverse aan die vooruit ons geleesde gedeelte, en dit pas so mooi in by die tyd waarin ons leef. Jeremia het geskryf onder die leiding van die Heilige Gees, het hy geskryf in Jeremia 6 vers 22 en 23 sê, so sê die Here, kyk, daar kom 'n volk uit die Noordland, dis die noorde van die aarde, Rusland en daardie omgewings, daar kom 'n volk uit die Noordland, en 'n groot nasie word opgewek uit die agterhoeke van die aarde, daar ver in die noorde, hulle word opgewek uit die agterhoeke van die aarde. Boog en lans hanteer hulle is wreed en sonder barmhartigheid, hulle stem bruis soos die see, en hulle ry op perde, ons aanvaarde strydwaans, gewapend soos 'n man vir die oorlog. Teen wie kom hulle oorlog voer? Teen jou, o dogter van Sion. So dis 'n profesie vir Israel. Maar die Here Jesus het natuurlik voorspel met sy aardse bediening dat daar baie oorloë sal wees in die laaste dae. En daarom sê ons leef in die laaste dae, want ons geweldig baie oorloë wat plaasvind en gerugte van oorloë. Daar's baie gerugte van oorloë ook. Matteus 24 vers 6 en 7 is die woorde van Jesus. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. En nou sê Jesus 'n paar belangrike dinge. Hy sê pas op, moenie verskrik word nie.
Moenie vreesbevange wees nie, moenie bang wees nie, want alles moet plaasvind, dit moet gebeur, dit is tekens van die laaste dae, maar nou sê Jesus nog 'n baie belangrike ding, hy sê, maar dit is nog nie die einde nie. So en daarom aanvaar ek dat daar sal baie oorloë wees, maar dis nie die einde nie. Baie mense sê, daar kom 'n derde wêreldoorlog. Ek dink nie so nie, want Jesus sê, daar sal oorlog wees, maar dis nog nie die einde nie. En dan sê vers 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees. Hongersnode is die gevolg van oorlog. Ons praat dan vanmôre onder die tema, die impak van die huidige oorlog op mense. Op watter mense? Op almal wat naby betrokke is, maar ook op ander mense wat belangstel om te weet wat gaan in. Dit het 'n impak op ons gemoed, dit het 'n impak op die wêreld, dit het 'n impak op baie mense se lewens. Nou vriende, oorlog woed nie net in die laaste paar jare, sedert die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek het in 1914 en geduur het tot 1918, waarby baie lande in die wêreld betrokke was nie. Nee, inteendeel, die eerste oorlog wat aangeteken is in die Bybel, is reeds in Genesis 14 aangeteken, waar 4 konings wat eintlik heeltemal onbekend was, maar bondgenote van mekaar was, besluit het om oorlog te voer teen die 5 konings van die 5 belangrike stede in Kanaan. Hulle wou hulle gaan verower. Hulle wou Kanaan gaan verower. Hulle wou hierdie stede gaan verower. Daar word na hierdie oorlog verwys as die wêreldpolitiek van Abraham se tyd. Nou sien nie vriende, daar was reeds in Abraham se tyd wêreldpolitiek. Daar was reeds verskillende volke en lande wat teen mekaar wou oorlog voer. Nou die konings van Kanaan was die konings van Sodom en Gomorra, die stede wat die Here later met vuur verwoes het, vernietig het. En dan die ander konings was die koning van Adma en Seboim en Bela, wat ook besluit het om bondgenote van mekaar te wees. So hierdie 5 konings van die stede in Kanaan het gesamentlik weerstand gebied teen die ander 4 onbekende konings wat hierdie 5 stede in Kanaan wou verower. Die slag of die oorlog het plaasgevind in die laagte van Siddim, of meer bekend as die Soutsee. Die konings van die 2 grootste stede van die 5 stede, naamlik Sodom en Gomorra, het die slag of die oorlog verloor en hulle moes vlug vir hulle lewe. Die 4 onbekende konings het toe die 2 stede Sodom en Gomorra geplunder en 'n klomp gevangenes as slawe weggevoer, waaronder Lot ook deel was. Lot was ook deel van die slawe wat weggevoer was deur hierdie 4 konings. Maar vriende, die woord oorlog of oorlog kom meer as 200 maal in die Bybel voor, waaruit ons kan aflei dat daar baie oorlog deur al die eeue heen gevoer was. Waar dit hoofsaaklik gegaan het oor land of grondgebied en mag natuurlik. Mag het ongetwyfeld ook 'n baie groot rol gespeel. Dit het nog nooit verander nie. Net die ontwikkeling van die wapentuig het deur die eeue heen baie meer ontwikkel en gesofistikeerd geraak. Wie sou selfs 10 jaar terug kon raai of kon droom van ballistiese missiele wat tot 2000 km ver teikens akkuraat sou kon tref? En wie sou kon raai dat die tegnologie so sou ontwikkel dat hommeltuie of drones so 'n groot en belangrike rol sou speel in die moderne oorlogvoering? Nou daarmee word soveel teikens en strategiese plekke gebombardeer met die hommeltuie. En word die blootstelling van soldate op grondvlak tot die minimum beperk. Dis hoekom hulle hommeltuie gebruik om soldate op grondvlak tot die minimum te beperk. En
so word die burgerlikes ook deur middel van hommeltuie beskerm, omdat hulle sekere gebiede kan monitor met daardie hommeltuie. Baie interessant hoe daar deesdae oorlog gevoer word, maar steeds bly kernwapens sedert die beëindiging van die Tweede Wêreldoorlog die mees gevreesde wapens wat die grootste en gevaarlikste gevolge op die aarde en sy bewoners kan hê, weens atoomvrystelling of bestraling daarvan. En dis waarom Israel hierdie aanval op Iran se kernwapenontwikkeling of hulle Iran-aanlegte geloods het, omdat hulle bang was dat Iran kernmissiele of kernbomme op hulle sou afvuur wat 'n vernietigende gevolg sou hê. Nie net op Israel nie, maar ook al die omliggende lande. So almal sou daardeur geraak word. Onthou, Israel is maar 'n baie klein landjie teen Iran. Hulle sê Israel gaan soveel as 75 keer volgens sy grootte in die staat in Iran in. So klein is Israel. Dit is dus maklik om so 'n klein landjie soos Israel totaal uit te wis met 'n kernbom of kernbomme. Maar al die huidige oorloë wat tans in die wêreld woed, het die potensiaal om in 'n kernoorlog te ontaard. En dit is wat ons almal vrees wat nie moet gebeur nie. Putin dreig natuurlik al vir baie lank dat die gebruik van kernwapens nie uitgesluit is nie. Wanneer hy teen Oekraïne se oorlog voer en die Weste betrokke raak, het hy lank al gedreig en gesê dat hy sal kernwapens gebruik. En daarom sou dit uiters gevaarlik wees as Iran sonder enige teestand van die wêreld met hulle kernwapenontwikkelingsprojek sou voortgaan. Iran en Rusland was, en ons kan sê is nog steeds bondgenote van mekaar, en hulle was nie verniet bondgenote of is nie verniet bondgenote van mekaar nie. En so moet ons dan nou ook nie vergeet van lande soos Noord-Korea en China wat ook kernontwikkelings het nie. Ek lees in die week dat selfs Pakistan vir Israel dreig met 'n kernbom. Niemand weet hoe groot China en Rusland, selfs ander lande in die wêreld, se geheime kernwapenontwikkeling is nie. Niemand weet regtig nie. Daar word gespekuleer hoe groot dit is. Ek het onlangs, in die week het ek ook 'n beriggie gelees, dat hulle sê, Rusland se kernontwikkeling is naby Swede, en is baie groot, en Swede is baie onrustig oor daardie kernontwikkeling van Rusland. En daarom het al hierdie oorloë wat tans in die wêreld woed, ongetwyfeld 'n baie groter invloed op die bewoners van die aarde, as wat ek en jy besef. En daarom fokus ons eerstens op die slegte en die negatiewe gevolge of die impak van die oorlog, ook die huidige oorlog, op baie mense se lewens. Dit seker nie op almal se lewens nie, maar op baie mense se lewens. Ons sien die impak van die huidige oorlog in die wêreld op baie mense se lewens, want ons lees daagliks in die koerante, lees ons daarvan. Ons sien video's op die sosiale media, foto's wat geplaas word op die sosiale platform. So, meeste van ons wat toegang tot die internet het, sosiale netwerke het, ons sien hierdie dinge wat gebeur, en dit skok ons en ontstel ons wanneer ons dit sien en wanneer ons dit lees. Geen wonder, die haat groei daagliks tussen verskillende volke of nasies en tale nie. Vat nou maar die haat wat daar is tussen die moslimvolke aan die een kant en Israel aan die ander kant. Daar's 'n geweldige haat en daardie haat groei by die dag. Daar's 'n geweldige haat tussen Oekraïne en Rusland. En Noord-Korea en Suid-Korea. 'n geweldige haat tussen verskillende lande, verskillende volke, verskillende tale. En dis presies wat die Here Jesus voorspel het in Matteus 24 vers 6 en 7 toe hy gesê het, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op,
moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander koninkryk, en daar sal hongersnode wees. Maar ek wil vanmôre, wil ek fokus op die impak, wat al hierdie oorloë op mense se lewens het, veral baie onskuldige burgers van lande, wat daar oorlog gevoer word. Dit het 'n geweldige invloed op mense se lewens, dis verseker so. Daar sterf mense, en word daagliks onskuldige mense gewond, ernstig gewond ook, en vermink, vir die res van hulle lewe, wat die gevolge is van die diktatorskap van wêreldleiers, volkleiers, presidente of terroristegroepe van lande wat oorlog voer. So daar's mense wat hierdie oorloë insinieer en wat dit begin en voer. Kyk maar hoe lyk Gaza. Dis uitmekaar geskiet. Ons sien gedurig video's en foto's. En duisende onskuldige burgerlikes, as ook Hamaslede, is al reeds doodgeskiet en vermink. Israel het baie soldate en burgerlikes verloor deur die dood. En hulle verloor daagliks mense deur die dood. Net so het Libanon en nou ook Iraniërs het hulle gesterf alreeds met die oorlog wat daar gevoer is en gevoer word. Almal is fanatiese moslimleiers en terroristegroepe wat weens daardie onbeskryflike haat vir God se volk Israel net aanhou en aanhou om oorlog te voer sonder om vir die gewone man en vrou of kind op straat om te gee. Jy sien, dis die hartseer. Hulle gee nie vir hulle eie burgerlikes om nie. Ons sien hoe ongelukkig is die mense in Iran as jy die nuus lees. Hulle is ongelukkig. Hulle haat daardie moslim regering wat oor hulle heers en ook nou die oorlog, dan sal ek nou maar sê, begin het. Want hulle wou nie toegee aan die onderhandelings nie. Dieselfde met die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, wat alles begin het en steeds voordien duur terwille van Putin se ego en Putin se trots. Al is daar reeds meer as 1 miljoen soldate beseer en gedood, en al is sy land besig om ten gronde te gaan. Putin gee nie om nie. Hy is magsbehep, solank hy net sy sin kry. Matteus 24 vers 6 en 7, daar het Jesus het voorspel. Hy sê, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie. Want dit moet alles plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. En dan sê hy, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en dis die gevolge van oorlog. Maar die impak, wat al hierdie oorloë op mense se lewens het, lei ook tot die skending van gesinne, wat 'n geliefde pa, of 'n seun, wat dalk 'n broodwinner was, of die moeder of van die huis, of onskuldige kinders verloor het. Jy sien, dis die impak van hierdie oorlog. Onskuldige mense sterf baie keer. En die meeste daarvan is burgerlikes wat seker sterf by hierdie stadium. In Gaza is dit presies wat daar gebeur het onder die Hamas terroristegroep. Hulle beroof hulle eie mense van die begin af, van die 7 Oktober 2023, toe daar die oorlog tussen Hamas en Israel uitgebreek het. Beroof hulle eie mense, dan vat hulle kos af, en dan verkoop hulle dit weer aan hulle eie mense, om hulle self te finansier, sodat hulle wapens kan aankoop, en sodat hulle kan oorleef hulle self. So hulle wend dit vir hulle self aan, vir hulle eie doel. Hulle skiet hulle eie mense dood, as hulle mense teenstand bied teen hulle. Daar is hoeveel gesinne, waar beide ouers nie meer leef nie. Daar is nie meer 'n ma of 'n pa in daardie gesin oor nie, as gevolg van die oorlog, en die kinders moet oorleef onder daardie omstandighede. Net omdat Hamas, deur hierdie geweldige haat vir Israel,
aanhou om oorlog te voer en gedryf word om oorlog te voer. Dis wat die woord van die Here vir ons vanmôre geleer het. In Jeremia 6 vers 21 het Jeremia geskryf, daarom so sê die Here, kyk, ek gooi struikelblokke voor hierdie volk, waaroor hulle sal struikel. Vaders en seuns tesame, die buurman en sy vriend sal omkom. Onskuldige mense sterf in die oorlog. In Rusland en Oekraïne is daar hoeveel gesinne wat reeds 'n pa of 'n seun in die huidige oorlog verloor het. Manne wat die broodwinner van die familie was. Dis die hartseer. In Rusland is daar hoeveel gesinne wat net vrouens oor het. Maar Putin gee niks vir sy eie mense om nie. Hy's 'n kommunis, vriende. Hy gee nie vir sy eie mense om nie. Sy landsburgers is staatseiendom en hy regeer met 'n absolute diktatorskap. Niemand mag hom kritiseer of hom teenstaan nie. Hy gooi hulle in die tronk. In die moslimlande soos Iran en al die ander waar die regeringsleiers fanatiese moslems is, word hulle mense en veral hulle vrouens en ook die Christene met die grootste minagting behandel. Hulle word sleg behandel, hulle word wreed behandel en die mense kry swaar, soos daar die videoklip wat ek vir julle in die begin gewys het. Hulle kry swaar onder die omstandighede van 'n godlose regering, van 'n kommunistiese regering, want dit is alles maar kommunisme, waar hulle sê, ons sal regeer, ons sal maak soos wat ons wil. In die geval van die moslim regerings is hulle fanaties oor hulle godsdiens. Maar dit lei ook tot die finansiële verlies van 'n gesin, wat hulle huis, dalk hulle voertuig of voertuie, en al hulle besittings, wat hulle deur al die jare bymekaar gemaak het, in een oomblik verloor, en skielik 'n ander heenkome moet vind. Stel jouself voor, vandag bly jy nog in jou huis, jou voertuie staan daar in die motorhuis, môre is daar niks oor nie, is plat geskiet. Jy leef dalk nog, jy moet nou heenkome gaan soek, jy het alles verloor. Ek dink ons kan dit vir onsself indink nie. Natuurlik hoef ek nie regtig daarop uit te brei nie, want daar is foto's op foto's die afgelope maande op sosiale media geplaas, waar geboue platgeskiet is. Dit beeld geboue uit. Huise, woonstelblokke, hospitale, skole, noem dit op, wat eenvoudig platgeskiet is, en nou is daar net 'n klomp bourommel wat daar lê. Mense loop nou op die bourommel rond. Vroeger was dit hulle huise, vir hulle woonstelgeboue. Oral sien 'n mens voertuig wrakke rondstaan. Dis in Gaza, ook in Libanon het ons gesien toe die oorlog daar ernstig gewoed het, in Sirië, Oekraïne, ook in Israel, en een van die dae ook in Iran is dit duidelik sigbaar, die impak van die oorlog. Dis die typiese prentjie wat 'n mens van die oorlog sien. Dis die resultate of die gevolge van die oorloë wat tans woed in die wêreld. Dis daar die prentjies wat ons sien, daar die foto's wat ons sien, wat vir ons die uitwerking van die oorlog op mense se lewens uitbeeld. Baie mense het reeds al hulle besittings verloor. Maar kan ons onsself indink hoe dit moet wees om alles te verloor wat jy deur al die jare by mekaar gemaak het? Kan ons regtig indink hoe daardie mense voel, wat hulle gemoedstoestand is, hoe moedeloos en hulpeloos hulle voel, en kan ons in daardie situasie indink, my liewe vriende? Ek dink nie so nie. Dink nie ons het enige idee en enige simpatie regtig. Ja, ons het dalk 'n bietjie simpatie, maar nie regtig nie. Maar in die woord van die Here, dis die hartseer. Hierdie mense beleef hierdie dinge, hulle het niemand om na toe te vlug nie, want hulle ken nie die Here Jesus nie. Meeste van hulle ken nie die Here Jesus nie. Die mense in die moslim volke, hulle ken nie die Here Jesus nie, hulle het dalk nog nooit van hom gehoor nie.
Dis die hartseer, hulle weet nie hoe om na Jesus toe te vlug nie. Maar God praat met alle mense deur sy Heilige Gees. Maar in Romeine 10 vers 13, dis die skrif wat in my hart opgekom het, staan daar geskryf. Paulus skryf, hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. En nou sê hy, in vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? Hoe is dit moontlik? Net die Heilige Gees kan hulle oortuig. Maar hy sê, hoe kan hulle hom aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? Dis die hartseer. Daar die mense dalk nog nooit van Jesus gehoor nie. Want daar was nog niemand wat vir hulle van Jesus gepreek het nie. En dis wat Paulus skryf. Kan ons indink, watter wanhopige toestand hulle ervaar, wat hulle gemoedstoestand is, en hoe verlore hulle voel sonder Jesus. Ons praat steeds oor die impak van die oorlog, want dit lei tot geweldige armoede, hongersnood, en die slegste lewensomstandighede denkbaar, waaruit niemand hom of haarself of hulle gesinne kan red nie. As hulle in daardie omstandighede is, dink ek voel hulle so verlore en so hulpeloos. Ek en jy kan ons dit nie indink nie. Matteus 24 vers 6 en 7, weer eens, daar sê die Here Jesus, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Een nasie sal teen die ander opstaan, een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, armoede, ellende. Dis presies wat die Here Jesus voorspel het. Vriende, na so 'n oorlog, dan is daar gewoonlik ernstige ellendes. Mense sit tans in ellendes, vasgekeer. En dan is dit barmhartigheidsorganisasies en baie lande wat omgee en belangstel, wat kos en klere en huisvesting aan sulke behoeftige mense skenk of verskaf. Die impak van die oorlog is nie iets wat ons ken nie, maar is ook nie iets wat ons wil ervaar nie. Ons moet vir daardie mense baie bid, wat in daardie omstandighede is, want ek dink nie ons verstaan waardeur hulle gaan nie. Maar vriende, daar is verseker ook 'n doel met alles wat gebeur in mense se lewe. Alles wat gebeur op hierdie aarde, wat die Here toelaat. God laat al hierdie dinge toe. Ons verstaan dit nie. Ons sien nie die doel daarvan nie. Ons weet nie wat God se plan is nie, maar daar is verseker ongetwyfeld is daar ook 'n positiewe impak op baie mense se lewens wat deur die huidige oorlog geraak of beïnvloed word. God het verseker 'n doel met mense se lewens. Daar's sekere mense wat iets kosbaar uit dit ervaar en die Here se teenwoordigheid ervaar en na die Here toe vlug, verseker in hierdie omstandighede. In Israel het soveel wonderwerke plaasgevind, waarin 'n mens duidelik die hand van die Here oor Israel kan raak sien. Iemand het vir my 'n video gestuur wat ek nog nie gekyk het nie, maar dit gaan daaroor, oor al die wonderwerke wat in Israel tydens hierdie oorlog al plaasgevind het en steeds plaasvind. Daar is te veel om op te noem, maar een van die mees onlangse wonderwerke was van die Soroka Hospitaal, wat deur 'n ballistiese missiel van Iran getref is. Maar dat die hospitaalpersoneel om geen spesifieke rede juis die vorige dag hierdie vloer wat getref is, ontruim en al die pasiënte geskuif het na 'n ander vloer. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n groot wonderwerk wat plaasgevind het. Hulle het voor die tyd daardie vloer ontruim en pasiënte geskuif na 'n ander vloer toe of 'n ander plek toe. En toe daardie missiel daardie hospitaal tref op daardie spesifieke vloer, toe is niemand beseer of gedood nie. Vriende, vrees vir oorlog of mense se omstandighede waarin hulle bevind, dwing hulle baie maal op hulle knieë of dwing hulle om na Jesus toe te vlug en Jesus aan te roep vir hulp en genade.
En dis wat die Here wil hê. Die Here wil hê ons moet na hom toe vlug. Ons moet na hom toe kom. Hy stoot niemand weg nie. Hy wil altyd mense nader trek. En die Here gebruik omstandighede. Ek sal altyd sê, God gebruik omstandighede om ons nader te trek na hom toe. Dit wat mense baie maal ervaar, is juis dalk die laaste geleentheid wat God gebruik om hulle tot die besef te bring, of tot die besef te dwing, kan ek amper sê, dat Jesus hulle enigste hoop is. Jesus hulle enigste toevlug is. En daarom is daar baie mense wat in hierdie tyd verseker na die Here Jesus toe vlug. Die Here gebruik enige omstandighede om tot ongeredde en verlore sondaars se harte te spreek, al is dit oorloof wat hy moet gebruik. Nou, ons sukkel om dit te verstaan en ons sukkel ook om dit te aanvaar, maar God gebruik omstandighede. En nou moet jy onthou, die sondevalle deur Adam plaasgevind, want hy was ongehoorsaam aan die Here. Maar die Satan is nou die klein lettertjie God van hierdie wêreld. En hy regeer. En hy bring ellende oor mense se lewe. Maar die woord sê in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte. Watter belofte? Die belofte van sy wederkoms, want daar die hele gedeelte praat oor die wederkoms van Jesus. Die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie. Met ander woorde, Jesus kon al lankal teruggekom het om sy kinders te kom haal. Maar hy stel uit en hy stel uit. Hoekom? Hy is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So, die Here het geweet, deur alle eeue heen gaan daar nog baie mense tot bekering kom, en miskien veral in die laaste dae waar ons tans bevind. Ek sien dit selfs onder die Israelies. Hoe hulle daar in bomskuilings, daar's lyk soos tonnels waar hulle met hulle voertuie inry. En hoe hulle daar sing en lofprysing aan die Here bring. Hulle sing selfs in die naam van Jesus Christus. Jy kan dit nie glo nie. Daar in die bankers waar hulle is, bring hulle lof aan die Here. En nou wil ek vir u lees wat staan daar in Psalm 27 vers 1 tot 3. 'n Psalm van Dawid, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? En nou sê in vers 2, as kwaaddoeners teen my naderkom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja, myne struikel hulle selfs, dan sê hy, struikel hulle selfs en val. En nou sê in vers 3, al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. En weet jy, ons sien die geloof van die volk Israel in God Almagtig. Hulle aanbid dieselfde God as ek en jy, God die Vader, maar ons het Jesus, die Seun, die middelaar, ons verlosser, wat hulle nie het nie. Maar hulle hou so aan God vas, en hulle bly steeds God se volk, en daarom is hy vir hulle genadig. So ons sien hulle geloof en hulle vertroue in die Here God Almagtig. Maar vriende, die realiteit van oorlog is dat al die slegte dinge wat in die wêreld gebeur, en al die onsekerhede wat ons ervaar, 'n manier is hoe God sy bruid voorberei vir sy naderende wederkoms. God is besig om sy kinders voor te berei, om gereed te wees vir daardie dag wat hy sy bruid kom haal op die wolke, met die wegraping. En Jesus se bruid is nie gereed nie. Ek moet dit eerlik sê, ek dink nie Jesus se bruid is gereed nie. Jesus se bruid is nie rein en vlekkeloos nie. Jesus se bruid is nie geestelik voorbereid nie, vriende. As kinders van die Here moet ons besef, hierdie tye waarin ons leef, is 'n aanmoediging, is 'n oproep van die Here, sodat ons 'n ware godsvrees vir die Here sal hê, en opnuut 'n ware godsvrees vir die Here sal ontwikkel, en dat ons rein, skoon en vlekkeloos voor die Here sal wees, wanneer hy kom om sy bruid te kom haal. Baie belangrik, ons moet voorbereid wees. Ons moet nou hierdie tyd gebruik as kinders van die Here. Elkeen wat sê ek is 'n kind van die Here, gebruik hierdie tyd nou om jou geestelik voor te berei
vir die koms van die Here. Ons moet vlekkeloos en onberispelik bevind word by die wederkoms van die Here Jesus. Ek gaan vorentoe in volgende boodskappe daaroor praat. Ons moet absoluut gereed en voorbereid wees vir daardie dag, wanneer die Here Jesus kom, soos 'n dief in die nag, om sy kinders te kom haal. Op die wolke kom, om sy kinders te kom haal. Kom ek lees vir u, Matteus 24 vers 43 en 44 sê, Jesus se woorde, maar weet dit, as die huisheer geweet het, in watter nag waak die dief sou kom, sou hy gewaak het. Ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie, maar ons moet waak. En nie alleen toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. En daarom moet julle ook, sê Jesus, gereed wees. Want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ek wil vir u vanmôre sê, jy moet gereed wees, kind van God. En as jy nie kind van God is nie, moet jy met Jesus regmaak. Jy moet seker wees jy is sy kind. En as jy God se kind is, moet jy weet Jesus kom soos 'n dief in die nag. En jy moet gereed wees en hom verwag. In Matteus 25 vers 13 het Jesus gesê, waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Waak dan, wees gereed, wees voorbereid. Maar vriende, ek wil afsluit. Dit is so belangrik dat ons, weet jy hoe weet ons is in die regte verhouding met die Here? Wanneer ons in die regte verhouding met ander mense om ons lewe. Dit is baie belangrik wat ek nou vir u sê. Hoe toets ek my eie lewe? Is ek gereed? Is my verhouding met my vrou en my kinders, of my man en my kinders, of my vriende en my bure en my familie, is my verhouding met hulle reg? Baie belangrik, ons word gemeet aan ons verhoudinge met ander mense. Iemand vertel my van 'n vriend van hom, kom ons gebruik skuilname. Sy vriend se naam is Johan. Maar sy vriend het 'n vriend gehad met die naam van Kobus. En hierdie twee het konflik met mekaar gehad. En hulle was verwyder van mekaar. Hulle het nie weer met mekaar kontak gemaak nie, maar Johan het 'n ander vriend gehad wat hom gedurig daaraan herinner het. Broer, jy moet regmaak met Kobus. Moenie dat die son sak oor jou toren nie, of dat die son opgaan oor jou toren nie. Maak reg met jou broer. En dat hy elke keer gelag daaroor. En weet jy wat, vriende? Hierdie Johan kom maande later onder die besef, ek moet regmaak met Kobus. Hy bel vir Kobus, hy vra vir Kobus om hom te vergewe, en terwyl hy met hom praat en vir hom vra om hom te vergewe, om hom vry te spreek vir wat daar tussen hulle gebeur het, in daardie tyd sterf hy. Terwyl hulle op die foon is, sterf hy. Die Here gee vir hom geleentheid om met Kobus reg te maak. En dis wat die Here vanmôre vir jou en vir my wil sê, maak reg. Maak alles in jou lewe reg. Kry jou lewe reg voor God. Jakobus 5 vers 9 is die laaste vers wat ek wil lees. Moenie teen mekaar sug nie. Moenie vir mekaar kwaad wees nie. Moenie met mekaar veg nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. En dan sê die regter staan voor die deur. Jesus staan voor die deur om ons te kom haal. Maak reg met jou broer, maak reg met jou suster, maak reg met jou pa, maak reg met jou ma, maak reg met jou kinders. Kom ons kom in die regte verhouding met Jesus. Alles wat gebeur in hierdie wêreld gee ons kans om voor te berei en reg te maak met die Here. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons weet daar's mense wat baie sleg beïnvloed word deur die oorlog. Maar selfs vir ons as u kinders, wat deel uitmaak van die bruid, gee u vir ons die kans om met u reg te maak, sodat ons vlekkeloos en onberispelik sal wees by u koms. Elkeen wat ongered is, moet na Jesus toe vlug en sê, hier is ek, Here Jesus, ek het u nodig, kom in my lewe. Gee genade aan mense wat na Jesus toe vlug. Ons bid dit alles in die naam van ons koning en verlosser,
ons middelaar en ons voorspraak, Jesus Christus. Amen. Vriende, het die woord van die Here gehoor. Woord van die Here is duidelik. Ons moet net gehoorsaam wees. Mag die Here aan die genade gee. En gehoorsaamheid. Handel soos die Here met u gepraat het. Seën vir die dag en seën ook vir die week wat voor lê. Totsiens.